die toekoms geopenbaar in die lig van Gods ewige woord. En in die toekoms wat God in sy genade aan ons geopenbaar het, waarsku hy ons teen gehoorsaamheid aan die Antichrist. Trouwe Vader in die hemel, ons dank u vir die protestantse hervorming. Ons dank u vir verlossing van Romeinse dwingelandij. Laat u woord tot ons spreek, o Here, in Jesus' naam. Amen. Dis noodsaaklik dat ons nou absoluut sekerheid kry omtrent die Sabbatdag van die Here, want dit is deel van Gods heilige wet. Derhalwe maak ons dadelik ons Bybels oop en ons bestudeer eerstens al die tekste in die Nuwe Testament wat van die eerste dag van die week Sondag praat. Is Sondag die Sabbatdag, die rustdag van die Here? Daar is 8 tekste wat van Sondag praat in die Nuwe Testament. Kom ons gaan hulle elkeen sorgvuldig na. Matteus skryf sy evangelieverhaal ongeveer 32 jaar na die opstanding van Jesus. En hy sê, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Matteus 28 vers 1. U sal oplet, Matteus noem die dag voor Sondag die Sabbatdag of rustdag. As Sondag aanbreek, is die rustdag reeds verby. Markus skryf sy evangelie ongeveer 36 jaar na die opstanding. En hy sê, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Markus noem ook die dag voor Sondag die rustdag. Maar Sondag noem hy net 'n gewone dag. Hy praat nie van enige verandering wat in die rustdag gekom het nie. En kom ons lees nou vers 9. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn. Vrydag, rustdag, Sondag. Vrydag, Sabbat, Sondag. En Lukas skryf sy verhaal ongeveer 35 jaar na Jesus se opstanding en hy sê, dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Op die Sabbat het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Vrydag, Sabbat, Sondag. Saterdag is die Sabbat, die rustdag volgens die 4de gebod. Sondag is dan 'n dag net soos Vrydag. Vrydag kom voor die Sabbat, Sondag kom na die Sabbat. En Johannes skryf sy evangelie min of meer 66 jaar na die opstanding. Sy woorde is, die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf. Johannes 20 vers 1. En Johannes 20 vers 19 luister soos volg. Daar die Sondag aand was die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode. Die rede waarom die disippels die Sondag aand saam was omdat hulle bang was vir die Jode. Die 7de skriftuurplaas in die Nuwe Testament wat na Sondag verwys, kry ons in Handelinge 20 vers 7. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek omdat hy die volgende dag sou vertrek. En hy het sy rede gerek tot middernag toe. Om die volledige prent hier te kry, lees ons ook Handelinge 2 vers 46 wat so lui. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Ons sien hier dat die gemeenskaplike maaltyd dus nie net op Sondag geëet is nie, maar op elke dag van die week, want hulle het elke dag by mekaar gekom. Verder merk ons, vriende, dat Paulus sy rede gerek het tot middernag toe. Dit was dus op die donker gedeelte van die eerste dag,
wat hy die diens gehou het, omdat hy die volgende dag sou vertrek. Volgens die Bybel word 'n dag van sononder tot sononder gereken. Ons berekening van 12 uur in die nag tot 12 uur die volgende nag is 'n latere Romeinse instelling. Lukas skryf dus hier van 'n diens op die donker gedeelte van die eerste dag. En die donker gedeelte van die eerste dag volgens die Bybel is Saterdag aand. Die Jerusalem Bybel vertaal dit so, as ook verskeie Engelse vertalings. So is daar die New English Bible wat sê, On the Saturday night, in our assembly for the breaking of bread, Paul, who was to leave the next day, addressed them and went on speaking until midnight. Kom ons lees 'n verdere vertaling. On Saturday evening, we gathered together. En dan kom ons weer terug na hierdie New English Bible vertaling. Daar is dit baie duidelik voor u. On the Saturday night in our assembly for the breaking of bread. Daar sien ons duidelik dat Paulus die diens op die Saterdag aand gehou het en dit gereg het tot die middernag toe. En die volgende dag, wat Sondag is, stap Paulus 30 kilometer ongeveer oor land om 'n boot te haal, soos wat sy afspraak was. Op Saterdag hou Paulus kerk. Op Sondag stap hy 30 kilometer om sy boot te haal. Dus geen kerk op Sondag nie, maar 'n stap van 30 kilometer. Vriende, Handelinge 20 vers 7 sê nie Sondag is 'n heilige dag nie. Inteendeel, vir Paulus was dit 'n gewone weksdag. So het hy as Jood groot geword, nes Jesus. Saterdag was hulle Sabbat gewees. Die laaste teks in die Nuwe Testament wat van Sondag of die eerste dag van die week praat, is opgeteken in Korintiërs. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as hy kom nie. Hier is sprake van 'n spesiale kollekte wat vereis dat elke kerklid self by sy huis op Sondag moes uitwerk wat sy voorspoed was, sodat hy kon weet wat om weg te sit en te hou totdat Paulus kom. Die verklarende aantekeninge van die 3 susterkerke in Suid-Afrika sê dat hier geen sprake van 'n erediens op Sondag was nie. Hier is 'n afdruk daarvan. Daar in die middel kan jy self lees wat daar geskrywe staan. Nou goed. Hier het ons dan die 8 skriftuurplase in die Nuwe Testament nagegaan wat van Sondag praat. Daar is hulle. Sondagviering berus op hierdie 8 pilare en nie een sê Sondag is 'n rusdag of 'n Sabbat nie. Het u goed opgelet, vriende, dat daar nie eenmaal in hierdie tekste na Sondag verwys word as 'n heilige dag, 'n rusdag of 'n Sabbatdag nie? Dit klink miskien vreeslik vir u. Sondagviering berus nie op die Bybel nie. Dit berus op die oorlewering. As ons noukeurig oplet, sien ons dat Jesus nooit eenmaal melding gemaak het van Sondag die eerste dag van die week nie. Jesus het nooit gesê, of selfs in die minste gesuggereer, dat die Sabbat verander sou word van Saterdag na Sondag nie. Is Sondag die nuwe veranderde rustdag van God, is dit? Liewe medepelgrim, daar is nie een teks in die Nuwe Testament wat ons so leer nie. In teenstelling hiermee word na die 7de dag Sabbat as heilige dag meer as 80 keer in die Nuwe Testament verwys, meer as enige ander gebod. Net soos Jesus was dit Paulus se gewoonte om op die Sabbatdag na die sinagoge te gaan saam met die Jode of saam met die heidene. Paulus was op Saterdag in die kerk. Sondag was vir hom 'n werksdag. Ons lees, soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Handelinge 17 vers 2. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende Sabbat
tot hulle gespreek sou word. En die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Daar is bewyse van altesaam 84 Sabbate wat Paulus gehou het. Het hy of die ander apostels ooit Sondag gehou? Nee, nooit nie. Die apostels het op die Sabbat, dit is op Saterdag, kerk toe gegaan. Ja, maar iemand vra, wat van die dag van die Here? Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n besuin, Openbaring 1 vers 10. Hierdie is die enigste verwysing in die Nuwe Testament na die dag van die Here. Watter dag is die Bybelse dag van die Here, vra ons? Jesaja 58 vers 13 sê vir ons, as jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hooghou, dan sal jy jou verlustig in die Here. Hier word die 7de dag Sabbat uitgewys as die dag, die heilige dag van die Here. En die Sabbat is die 7de dag van die week, en die 7de dag is Saterdag. As Johannes in die boek Openbaring na Sondag verwys het as die dag van die Here, waarom skryf hy dan later, die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf, Johannes 20 vers 1. Hierdie woorde is sowat 3 jaar na die boek Openbaring geskryf. Verder vriende, word ons geleer dat Sondag heilig is omdat Jesus aan sy disippels op Sondag verskyn het. Die dag waarop Jesus wel aan sy disippels verskyn het, was op die Sondag aand toe hulle weggekruip het uit vrees vir die Jode. Toe 8 dae later, toe op 'n visvangsdag en later op 'n donderdag, die Hemelvaartsdag. Nou hoe sou Jesus se verskyning aan sy disippels daardie dag of enige dag heilig maak? Dominee A.J. Swarts skryf in die Vaderland van Vrydag 25 Oktober 1963 hierdie woorde: dat Christus op die eerste dag van die week uit die dode opgestaan het, is nog geen rede waarom die rustdag van Saterdag na die Sondag verplaas is nie. Dat Christus 8 dae na sy opstanding aan sy disippels verskyn het, is eweens geen bewys daarvoor dat die Sabbat van die Saterdag na die Sondag verplaas is nie, so skryf Dominee Swarts. En Dominee J.S. Maree durf die volgende woorde sê: ons het reeds die wet oortree deur die eerste dag van die week die Sabbat te maak in plaas van die 7de. Hierdie woorde kom uit die Volksblad van 14 Oktober 1963. Wat meer kan ons sê, vriende? Dis bedroevend om te sien hoe die pilare onder Sondagviering, wat vir ons toch van groot sentimentele waarde is, die een na die ander verkrummel en in mekaar stort. Daar is die 9 Sondagtekste wat aangevoer word as bewys van Sondagsheiliging. Hulle is die pilare waarop Sondag onderhouding en dus ook die verwerping van die Sabbatdag van die Here rus. Ons het gesien dat nie een van hulle die Sondag 'n heilige dag of 'n rustdag noem nie. Sondagviering berus dus nie op die Bybel nie. Dit berus op tradisie. Sondag is volgens die Bybel nie die rustdag of die Sabbatdag van God of 'n heilige dag nie. God vra nie een keer dat ons dit moet vier nie. Hy erken net Saterdag as sy Sabbat en ons oortree Gods wet as ons die Sabbatdag verander van Saterdag na Sondag, so erken 'n Afrikaanse predikant. Maar sê iemand anders, die 7de dag Sabbat is deur Jesus vervul aan die kruis. Jesus het gekom om die wet te vervul en daarmee verval die Sabbat as gebod. Daar staan geskrywe: moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Jesus sê, hy het gekom om die 10 gebooie te vervul. Daar staan dit. Ons moet eerstens daarop let, dat Jesus nie hier enige gebod van die 10 gebooie uitsonder en sê daardie en daardie gebod het hy kom vervul nie. Hy praat van al 10 die gebooie. As hy een vervul, vervul hy al 10.
En wat beteken dit dan? Dat jy dan maar kan doodslaan en steel en lieg en egbreuk pleeg? Nee, kom die antwoord. 9 gebooie is nog geldig. Dis net die Sabbatsgebod wat vervul is. En omdat dit vervul is, hou ons nou sondig. Hoekom? Vraag God van ons om 9 van die 10 gebooie te hou plus sondig, 'n gewone werksdag wat ons heilig hou. Dit klink nie reg nie, vriende. Inteendeel, dit klink verkeerd. As 1 gebod vervul is almal vervul. En as die 4de gebod vervul is, kan ons as mense dan 'n ander dag in die plek daarvan stel? Hoe kan ons? En die staat dan vra om wette te maak om dit af te dwing op almal? Die hele saak lyk om die minste te sê verdag. Maar wat beteken Jesus se woorde dan, dat hy gekom het om die wet te vervul? Kom ons lees wat die nuwe vertaling hieromtrent sê. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, hemel en aarde sal eerder verbygaan as dat 1 letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Matteus 5, verse 17 tot 19. Klink dit hier of ons as mense aan enige een van die heilige gebooie van God kan verander soos ons wil en anders so leer? Ons kan en durf dit nie doen nie. Onthou, dit is Jesus self wat hier oor God se heilige wet praat. Jesus het as skepper saam met sy Vader die 7de dag van die week, dit is Saterdag, geseën en geheilig. Jesus het as mens op die 7de dag op Saterdag kerk toe gegaan. Ja, toe Jesus op die aarde was, het hy weer aan die Sabbatdag sy volle betekenis van liggaamlike en geestelike verlossing kom gee. Hy het dit vrygemaak van die ondraaglike juk wat die Jode daaraan vasgemaak het, en hy het dit 'n dag van wonderwerke en verlossing en genesing vir meer as een geteisterde siel gemaak. Eendag op die nuwe aarde, in die hiernamaals, sal al die mense op aarde weet hoe geseën die Sabbatdag werklik is, wanneer hulle elke Sabbat almal sal opgaan om voor God te aanbid, soos die Bybel sê. Ons lees dit. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here. So sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Jesaja 66, verse 22 en 23. As die Sabbat so absolute wonderlike dag tot in alle ewigheid gaan wees, is dit geen wonder dat ons die volgende woorde in die Bybel lees nie. Want U, Here, het geseën en dit sal vir ewig geseënd wees. 1 Kronieke 17 vers 27. Wat God geseën het, bly vir ewig geseënd. Die 7de dag, Saterdag, het hy geseën nog voordat daar enige sonde op aarde was. Die eerste dag het hy nooit as Sabbat geseën of geheilig nie. Dis 'n werksdag, 'n gewone werksdag, wat met die vroom kleed van die Romeinse kerk na ons toe kom. Hier op hierdie oomblik staan ons gekonfronteer met die ontsettende en verbuisterende waarheid, dat aan die 4de gebod van God ook gepeuter is, deur die sondige hande van 'n mens. En die Rooms-Katolieke Kerk aanvaar volle verantwoordelikheid daarvoor. Eusebius, 'n kerkteoloog en geskiedskrywer, kon byvoorbeeld met die volgende aanspraak roem: alle dinge hoegenaamd, wat dit die plig was om op die Sabbat te doen,
Hierdie het ons oorgedra op die Here se dag, omdat dit beter daar tuis hoort. Wie is hierdie ons wat God se wet verander het? Was dit die Here of sy apostels? Nee, dit was die Romeinse kerk wat sy tradisie of oorlewering in die plek van God se heilige wet gestel het. Die vroeë Christelike kerk het nie Sondag as dag heilig gehou nie. Sondagsviering, wat die pausdom van die heidense sonaanbidding oorgeneem het, dra die merk van die pausdom. Aartsdeken F.W. Ferrer skryf in sy boek The Voice from Sinai: die Christelike kerk het nie 'n formele oordrag van die een dag Saterdag na 'n ander dag Sondag gemaak nie. Dit was 'n geleidelike, bykans onbewustelike oordrag. Constantijn se Sondagswet in die jaar 321 na Christus het baie gedoen om Sondag te verhef as eerbiedwaardige dag van die son, bokant die Sabbat van God. Baie mense het toe Saterdag en Sondag gehou. Maar in die jaar 364 na Christus het die kerk strenger begin optree teen Sabbathouers. Ons lees van die kerklike besluit te Laodicea. Christene sal nie vir Joods en niks doen op Saterdag die Sabbat nie, maar moet werk op daardie dag. Maar die Here se dag Sondag moet hulle spesiaal eer, en omdat hulle Christen is, moet hulle indien moontlik geen werk op daardie dag doen nie. As dit egter ontdek word dat hulle vir Joods die Bybelsabbat hou, sal hulle afgesny word van Christus. Sien nie, vriende, die getroue kinders van God moes daardie dag kies tussen die Bybel en die gesag van Rome. Dit is dus 'n onomstootlike feit dat die Sondag as Sabbat sonder 'n krieseltjie Bybelse gesag volkome rus op die gesag en oorlewering van 'n kerk wat alreeds tekens van afvalligheid in Paulus se dae geopenbaar het. Die heidense dag van die son het na ons toe gekom geklee in 'n kleed wat deur Rome voorsien is. Kan u sien hoe hierdie veranderde Sabbatdag die getal 666 op hom ingebrand gekry het op twee wyses? Eerstens is sy naam Sondag, en dit dui sy oorsprong aan by die sonpriesters met hulle misterieuse getal 666. Tweedens dra dit ook die getal 666 van Vicarius Philae Dei. Luister wat uitdagende woorde deur Rome tot ons gerig word. Dit was die katholieke kerk wat op gesag van Jesus Christus hierdie rus op Sondag oorgeplaas het ter herdenking aan die opstanding van ons Here. Die viering van Sondag deur die protestante is dus hulde wat hulle bring, ten spyte van hulle self, aan die gesag van die katholieke kerk. Het u geweet, dit staan so in hulle boeke geskryf? Het u geweet dat dit is wat Rome leer? Die Satan probeer sy uiterste bes om ons onkundig te hou omtrent hierdie belangrike sake. Soos hy die geestelike leiers in die dae van Jesus onkundig hou die ware identiteit van Jesus Christus, die Seun van God wat hulle vervolg het. Nou het hier weer geestelike leiers verskyn. En wat doen die mense van ons dae? Dis weer soos in die dae van Jesus. Ons volg die leuen en ons kruisig die waarheid. O vriende, ons is op die drempel van die laaste stryd op aarde. Ons sal elkeen moet kies tussen gehoorsaamheid aan God en gehoorsaamheid aan 'n mens. So was dit nog altyd. God sê, die 7de dag Sabbat van die 4de gebod is die teken tussen hom en sy kinders. Lees Esegiel 20 vers 12 hiervoor. Die sogenaamde eerste dag Sabbat, naamlik Sondagviering, word deur die pausdom gereken as sy teken van gesag op aarde, en hulle leer openlik dat Sondagviering deur protestante die hulde is wat protestante aan die Romeinse kerk en die Romeinse oorlewering bring. Hier kom die botsing van die toekoms. Hier, vriende, kom die botsing van die toekoms. En hierdie is 'n voorspelling. Amerika gaan as voorste protestantse land
sondagswette maak wat op die hele wêreld afgedwing gaan word. Amerika en die pausdom gaan die hele wêreld vra om saam te staan om een te wees, maar ook om ongehoorsaam te wees aan die uitdruklike gebod van God wat sê dat die 7de dag die Sabbat is. Liewe medepelgrim op pad na die ewigheid, hierdie dinge mag vir u skokkend en verbuisterend wees. Tog is dit die lig uit Gods dierbare woord. Ons moet volkome uit Rome uitkom. Hierdie is die voltooiing van die hervorming. Dank God, daar is miljoene mense in alle nasies op die aarde wat reeds van Rome weggebreek het en wat die 7de dag vier as die Sabbatdag van hulle God. Gaan ek en jy skuldig of onskuldig voor die 4de gebod staan? Luister ons na die Antichrist of luister ons na Jesus? Miljoene nooi u om saam te staan in gehoorsaamheid aan Jesus in die onderhouding van sy heilige dag. Jesus skenk aan u die krag om te sê, Here, ek wil in die lig van u woord wandel. Wat u my vra om te doen, Here, wil ek doen. Ek wil u heilige dag vier. Kom ons bid saam. Liewe God in die hemel, u woord leer dat u die 7de dag geseën en geheilig het. En wat u geseën het, sal vir ewig geseën wees. Laat my 'n deel hê in daardie seën van u heilige dag. Ek wil nie wat heilig is onder my voete vertrap nie, want dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Kom gedenk die Sabbat, geheilig deur die Heer, van heel die week die skoonste, die kroon van skepingseer. Dit bring ons rus van arbeid en vreugde van die Heer. Sy reine hemelvrede skyn lieflik op ons neer. Ons verlang na rus en vrede, dagliks meer en meer. Ons verwelkom hier die rusdag, Sabbat van die Heer. Dag van heilige vreugde, ek sal die ure wy, aan lof en dank tot Jesus, die beste vriend vir my. O Heiland, so sagmoedig, so vriendelik en skoon, hoe kosbaar u belofte om in ons harte woon. Ons verlang na rus en vrede dagliks